Maar dit is 'n voorreg om vanoggend dan rondom die woord van die Here by u te kan wees. Kom ons sit net so, dan maak ons harte stil voor die Here. Stuur Here u lig en u waarheid, dat die ons lei en ons bring op u heilige berg, in u heilige goddelike teenwoordigheid. Geliefde gemeente van die Here Jesus Christus, ontvang sy seën, sy genade en sy vrede deur die kragtige werking van sy Heilige Gees vanoggend ook hier in ons midde. Amen. Ons gaan die Here se naam groot maak deur die sing van Gesang 61. Suster, om die woord van die Here oop te maak by 1 Samuel hoofstuk 14. Ek nou vir die kinders vra of hulle van flieks hou soos Gladiator. Ek sien die koppe skud. Nou hierdie is ook so oorlogsverhaal. Is hulle gereed vir dit? 1 Samuel hoofstuk 14, die eerste 23 verse. En op 'n dag het Jonathan, die seun van Saul, aan die dienaar wat sy wapens dra gesê: Kom, ons gaan oor na die wagpos van die Filistyne wat daar oorkant is. Maar aan sy vader het hy dit nie te kenne gegee nie. En Saul het gesit op die grens van Gebea onder die granaatboom wat by Migron staan, en die manskappe by hom was omtrent 600 man. En Ahia, die seun van Ahitub, die broer van Ikabod, die seun van Pinias, die seun van Eli, die priester van die Here in Silo, hy het die skouerkleed gedra. Maar die manskappe het nie geweet dat Jonathan weggegaan het nie. Nou was daar tussen die passe waar Jonathan wou deurgaan, na die wagpos van die Filistyne, 'n spitsrots oorkant en 'n spitsrots diskant. En die naam van die een was Bosis en die naam van die ander Sene. Die een spits staan soos 'n pilaar noord teenoor Migmas en die ander een suid teenoor Geba. Jonathan dan het aan die dienaar wat sy wapens dra gesê: Kom, ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenis. Miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie. Toe sê sy wapendraer vir hom: Doen alles wat in u hart is, maak soos u wil. Hier is ek by u volgens die wens van u hart. Daarop sê Jonathan: Kyk,
Ons sal na die manne toe oorgaan en ons aan hulle vertoon. As hulle vir ons so sê, staan stil totdat ons by julle kom, dan moet ons op ons plek bly staan en nie na hulle opklim nie. Maar as hulle so sê, kom op na ons toe, dan klim ons op, want dan het die Here hulle in ons hand gegee en dit sal vir ons die teken wees. Vers 11. Toe hulle aan die wagpos van die Filistyne vertoon, sê die Filistyne, kyk, daar kom Hebreërs uit die gate uit waar hulle weggekruip het. En die manne van die wagpos het Jonatan en sy wapendraer aangespreek en gesê, klim op na ons toe, dan sal ons julle 'n les leer. Daarop sê Jonatan aan sy wapendraer, klim op agter my aan, want die Here het hulle in die hand van Israel gegee. En Jonatan het op sy hande en voete uitgeklim, en sy wapendraer agter hom aan, en hulle het voor Jonatan geval, terwyl sy wapendraer agter hom aan van kant maak. Hierdie eerste slag, waarin Jonatan en sy wapendraer ongeveer 20 man verslaan het plaasgevind omtrent die helfte van 'n aanvoersel van 'n stuk land. Toe kom daar 'n skrik in die laar, in die veld en onder al die manskappe, die wagpos en die roofkommando, hulle het ook geskrik. Ja, die land het gebewe, sodat dit 'n skrik van God geword het. En toe die spioene van Saul in Gebea in Benjamin sien dat die menigte daar verward heen en weer golf, sê Saul aan die manskappe wat by hom was, hou tog 'n monstering en kyk wie van ons al weggegaan het. En by die monstering, is roll call, en by die monstering het geblyk dat Jonatan en sy wapendraer daar nie was nie. Toe sê Saul vir Ahia, bring die ark van God nader, want die ark van God was in die tyd by die kinders van Israel. En terwyl Saul nog met die priester spreek en die rumoer wat in die laar van die Filistyne was, altyd deur groter word, sê Saul vir die priester, trek jou hand terug. Saul en al die manskappe wat by hom was, is toe saamgeroep, en hulle het by die geveg aangekom, en kyk, die swaard van die een was teen die ander, 'n baie groot verwarring. Selfs die Hebreërs, wat die Filistyne soos gister en eergister bygestaan het, wat verspreid met hulle saam in die leer opgetrek het, hulle het ook aangesluit by die Israeliete, wat saam Saul en Jonatan was. Toe al die manskappe van Israel, wat op die gebergte van Efraim weggekruip het, hoor dat die Filistyne vlug, het die hulle ook in die geveg agterna gesig, en die Here het Israel op die dag verlos. Net tot sover hierdie aangrypende oorlogsverhaal in die Ou Testament. Nou voor ons by die woord van die Here kom, gaan ons eers 'n baie belangrike aksie neem as gemeente. Een van die belangrikste aksies wat ons kan neem. En ons gaan ook so 'n bietjie oorlogsveld toe, wanneer ons in gebed die troon van die Here nader. Dit is daar, sê Paulus ook vir ons, nadat hy vir ons sê in Efesiërs 6 om die wapenrusting aan te trek, dat ons moet oorlog voer veral deur gebed. En dit is wat ons nou gaan doen. Ons gaan bid, en ons gaan voorbeding doen, en ons gaan ons sigte tot die Here God in die hemel rig. Ek nooi u om saam met my te bid. Vader, ons aanbid u. Ons kom in hierdie oomblik na u toe, want ons kan. Dis vir ons moontlik om met u wat in die hoë hemelsale in ontoeganklike lig woon, waar geen mens by kan uitkom nie. Dit is vir ons in hierdie oomblik moontlik om met u te kan praat, deur die wonderlike
werk van die Here Jesus Christus aan die kruis van Golgotha. Here, die Hebreërskrywer noem dit dat deur die kosbare bloed van u seun is daar vir ons 'n bloedgebaande weg tot in die heiligdom, sodat ons nou in hierdie oomblikke aan u voete kan kom kniel. Ons eer u vir so groot voorreg. Ons aanbid u en ons dank u dat u ons lewens kom verlos het. Ons dank u vir u kosbare bloed wat gevloei het, sodat ons daardeur gewas en gereinig kan word en in 'n nuwe verhouding met u kan kom staan. Ons eer u en ons dank u. Here, ons dank u ook vir die voorreg om saam te kan wees as gemeente, om saam in u teenwoordigheid te wees. En nou het ons gehoor en verneem ook dat ons 'n baie belangrike verantwoordelikheid het. Voordat ons na u woord gaan luister, wat ook 'n groot verantwoordelikheid is, kom ons nou as gemeente saam om te bid. U sê vir ons in u woord dat die eendragtige gebed groot krag het. En dit is belangrik vir ons. Dit is 'n geleentheid vir ons. Here, ons sien, ons hoor oor die radio baie negatiewe gerugte. Ons hoor dat die land wat die universiteite aanbetref letterlik aan die brand is. Ons verneem van onluste, van dinge wat nie reg gaan nie, van opstande, van uitdagings en terging, selfs ook teenoor u in die hemel. En wat kan ons doen, Here? Ons kan veel doen. Ons kan na u toe kom in gebed. Ons kan in hierdie oomblikke ook as gemeente kom bid vir ons land en vir hierdie ernstige toestand, hierdie noodtoestand wat heers, veral dan op universiteite, onluste, onmin. Here, daar is mense, daar is kragte en daar is magte aan die werk, ondergronds en in die donker, om dinge te vernietig, om dinge af te breek. En ons wil teen dit kom bid. Ons wil kom bid nie net vir u beskerming oor mense wat graag universiteit toe wil gaan, graag wil leer nie, maar ons kom bid teen die mag en teen die werke van die bose in ons land. Here, ons hoor dag na dag van korrupsie, van regeringsvlak af, wat voortgaan. Ons wil bid teen dit. Ons wil kom bid, Here, dat u mense uit poste sal verwyder. Ons bid vir die redding van kosbare siele van mense in hooggeplaaste posisies. U kan die verandering bring, want u is die God in die hemel. Dis u wat konings aanstel en konings afstel. En ons eer u dat ons in hierdie oggend in ootmoed en in nederigheid vir u kom vra, Here, help ons asseblief hier in Suid-Afrika. Here, ons wil saam, soos wat hier genoem is, bly wees en ons is bly oor die reën wat geval het in groot dele. Ons dank u daarvoor. Ons eer u en ons erken dit as 'n gawe uit u hand uit. Maar Here, ons bid vir nog reën. En ons bid dit vir ons boere wat gebuk gaan onder droogte, oeste wat op die land is. Here, wees ons genadig. Ek dink in besonder aan hierdie streek ook, waar soveel opbrengs gelewer word, mense wat moet eet. Ons bid, Here, dat u genoegsame reën ook sal stuur. Ons bid vir die beskerming van boere op plase. Here, baie dankie dat ons kan bid vir die leraarspaar. Ons dink in besonder aan Dominee Jurgens wat in Tzaneen optree. Ons bid ook vir u seun oor hom. En nou, Here, dankie dat ons vir onsself kan bid. Dankie dat u vir ons ore grawe om te hoor. Dat u ons verstand instel om te fokus. En nou gaan u met ons praat. Deur die werking van die Heilige Gees. En ons sien baie uit daarna. Help ons, Here, om te kan luister wat u vir ons wil sê. Amen.
In vers 6 het ons gelees dat Jonatan het aan die dienaar wat sy wapens dra gesê. Wat het hy vir hom gesê? Hy het vir hom gesê, kom ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenis. Miskien, eintlik is die beter vertaling hier, gewis sal die Here vir ons optree. Ons wil graag met u praat, liewe broer en suster, oor die optrede van Jonatan in 'n tyd van nood. Nou, om hierdie verhaal bietjie beter te verstaan, wil ek gou net vir u 'n paar dinge uitwys in hoofstuk 13 en dan ook in hoofstuk 14, belangrike agtergrond om so bietjie die verhaal nou beter te kan verstaan. Die volk Israel het in 'n geweldige nood verkeer, waarin die Filistyne hulle aangeval het en hulle uiteindelik in hierdie oorlogssituasie gesit, terwyl die Filistyne besig was om die land te plunder. Daar was plunderary gewees. Ons lees dit byvoorbeeld in hoofstuk 13 vers 5 en 6. En die Filistyne het bymekaar gekom om teen Israel te veg. En kyk bietjie hoeveel was hier. Kyk dit bietjie, kry bietjie die statistiek hier in u gedagte. 3000 strydwaans, 6000 perderuiters en voetgangers soos die sand wat op die seestrand is in menigte. Toe die manne van Israel sien, sê vers 6, dat hulle in die nood is. Hulle was in die nood gewees. Sommige van hierdie soldate wat nou nog geveg het, van die Joodse soldate, lees ons in vers 6, ek gaan nie alles vir u lees nie, maar u kan maar gaan lees, hulle het gaan wegkruip in die spilonke. Daar was daarom van hulle in vers 7 wat bewende agter Saul die koning aangeloop het. Ander, lees ons verder in vers 21, het gedros, hulle het heeltemal na die kant van die vyand, na die kant van die Filistyne toe oorgeloop. En dan iets wat ons hier lees was, weet u dat Israel was totaal en al ontwapen. Behalwe nou vir Saul en Jonatan het hulle elkeen daarom 'n swaard gehad. Terwyl hulle vyande, die Filistyne, was in die besigheid van wapenvervaardiging. Dit was die krygkorf van die Ou Testament, die Filistyne. Dit lees ons in vers 19 tot 22. So hier vind ons die prentjie. Israel, saam met sy koning Saul en sy seun Jonatan, het eintlik met die rug teen die muur gestaan. In hierdie hopelose omstandighede, terwyl 'n groot nood heers, dis toe, dat Jonatan, gedryf deur 'n goddelike impuls, optree. Die optrede van Jonatan in 'n tyd van nood. Ek het nie nodig, liewe broer en suster, om vir u en aan u die geweldige nood waarin ons bevind as kinders van die Here te beskryf nie. Ons het hier voorbereiding gedoen oor fisiese gevare. Soveel geestelike gevare, bandeloosheid, afvalligheid. Ons sien dit rondom ons. Dit lyk net asof die fondamente wat ons vaders en voorvaders gebou het, asof die dinge besig is om te verkrummel, en dit lyk net asof niemand omgee nie. 'n hopelose situasie, en ons bid baie daaroor. Ons sien dit raak en ons doen voorbidding daaroor, maar eintlik moet ons ook vir mekaar sê, dis asof die gevaar al nader aan ons kom. En dit is asof ons dit nie meer kan ignoreer nie. Ons voel dit al hoe meer en meer aan ons lyf. Sodat ons ook maar eintlik met ons rug teen die muur staan. Ons verkeer in groot nood.
Waar gaan ons kinders leer? Waar gaan ons kinders werk kry? Gaan ons nog môre en oormôre werk hê? Wat maak kinders van die Here wanneer hulle hierdie negatiewe dinge hoor? Sommige kruip weg soos hierdie soldate in die spilonke. Hulle beoefen volstruispolitiek. Dis mos nou om soos 'n volstruis jou kop in die sand te druk. Ander gaan bewende uit en probeer maar hulle liggies laat skyn. Sal maandagooggend maar weer probeer daar by die werk, nee. Tragies dat baie kinders van die Here besluit het, ag weet jy wat, if you can't beat them, join them. Maar, en hier is 'n groot maar, liewe broer en suster, die Here soek in 'n tyd van nood 'n man en 'n vrou, 'n seun en 'n dogter, wat soos Jonatan sal opstaan en sal optree in die krag van die Heilige Gees van God. Ons wil vanoggend met die hulp van die Here kyk na die optrede van Jonatan, sodat u en ek daaruit kan sien, dat ons daaruit kan leer hoe die Here verwag dat ons as lidmate van die kerk van die Here Jesus Christus in 'n tyd van nood sal optree. My liewe broer en suster, dit is baie belangrik om te weet dat die Here u in hierdie tyd, in die jaar 2016, het hy hier geplaas in Brits, in hierdie gemeente, in hierdie omgewing en by die werk waar u is. U het nie toevallig daardie werk gekry nie. U het daardie werk gekry omdat dit 'n goddelike bestelling is, omdat u daardie werk van die Here moet doen. U is in 'n sekere familie gebore, omdat die Here wil hê dat u in daardie familie sekere werk moet doen. U aanbid in 'n sekere gemeente, omdat die Here u hier wil gebruik en u hier kan gebruik. En dan baie belangrik om te weet, soos ons al reeds genoem het, dat ons lewe in 'n spesifieke tyd. U en ek is nie gebore in 1918 nie. Ons is ook nie gebore in 1819 nie. Ons is gebore om in hierdie tyd, terwyl dit so gaan in die land, terwyl die politieke toneel so lyk, het God besluit en u uitverkies en u geplaas om hier vir hom te werk. Daarom al lyk die situasie hoe hopeloos. Kom ons hoor vanoggend hoe God ons wil uittel, hoe God ons wil uitlig, hoe God u wil optel en oplig en vir u kom sê daar is werk om te doen. U bekragtig en u hiervandaan sal uitgaan in 'n hemelse positiwiteit ten spyte van die omstandighede en 'n positiewe bydrae begin lewer. Dis wat ons kan doen, dis wat God van ons verwag. Ons gaan daarna kyk deur die optrede van Jonatan in 'n tyd van nood. Ons sien in die eerste plek dat Jonatan neem inisiatief. Terwyl Saul in 'n toestand van neerslagtigheid onder 'n granaatboom sit, en ongeveer 600 manskappe by hom in hierdie toestand verkeer, en hy weet die vyand is besig met verwoestingswerk, en dit lyk net of daar geen hoop is nie, toe roep Jonatan sy wapendraer. Dis nou alles vers 1. En op 'n dag het Jonatan, die seun van Saul, aan die dienaar wat sy wapens dra, gesê, kom. Het genoeg gesit nou. Dis nie koning Saul of die manskappe by hom nie, maar dit is sy seun wat die inisiatief neem teen die vyand. Want u sien, Jonatan het hierdie hopelose situasie anders gesien. Hy het geweet dat die Here vir hulle die oorwinning sal gee. Dat God groter is as hierdie situasie. My liewe broer en suster, reg deur die Bybel, maar ook reg deur die geskiedenis van die kerk van die Here Jesus, vind ons manne en vroue soos Jonatan. Manne en vroue wat in 'n tyd van verval, in 'n tyd van hopeloos alleen moes staan vir die saak van die Here, en weet u wat, in tye van nood is God self ook besig om sulke manne en vroue te soek.
God soek nie skares nie, maar hy soek individue om in 'n tyd van nood die inisiatief te neem. Esegiel beskryf in 'n ander tyd van die volk van Israel, toe dit net so hopeloos gegaan het, hierdie nood. Hy sê in Esegiel 22 vers 29, die mense van die land pleeg geweld en eien hulle geroofde goed toe. Klink bekend, nee. Ook verdruk hulle die elendige en behoeftige en teenoor die vreemdeling pleeg hulle geweld sonder reg. Dis die nood. Maar dan in vers 30 sê God, en ek het onder hulle 'n man gesoek. Ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie. En dan hierdie verskriklike woorde sê God, maar ek het niemand gevind nie. God bereik belangrike resultate vir sy saak deur die inisiatief van individue. Soos Jonathan nie sy teruggevalle vader of neerslagtige vader kon raadpleeg nie, so kan ons nie bekostig, liewe broer en suster, om langer te wag dat iemand nou maar die inisiatief neem, terwyl die Here vanoggend sy hand op u lê nie. Ons durf ook nie verder vir mekaar kyk en maar net Saterdag by die braaivleisvure ons lot by mekaar bekla oor die toestand van die land nie. En dis maar waar dit bly. Nee. Vanoggend kom lê God sy hand op jou. En dit beteken dat ons eie gemaksones sal moet verlaat. Daar gaan 'n prys wees. Dit beteken ook dat ons sal klaarkry met ons eie depressiewe toestand oor die toestand van die land en hierdie gemoun en gegroun en gekerm en gekla. Dis wat die boerevolkie goed kan doen. Deesdae. Dat ons sal inisiatief neem. Dat ons sal optree wanneer die Here aan ons die nood wys en hy roep ons, dat ons sal moet reageer deur die inisiatief te neem. Dit bring ons by die tweede wat Jonathan gedoen het in 'n tyd van nood. Jonathan het 'n duidelike begrip gehad van wie is die vyand. In vers 1 in hoofstuk 1 beskryf hy die vyand as die Filistyne, maar kyk nou hoe beskryf hy in vers 6, sê hierdie Filistyne is die onbesnedenis. Nou hierdie term is gebruik om aan te dui dat hulle nie, hierdie mense, die onbesnedenis, was nie in 'n verbond met die God van Abraham, Isak en Jakob, soos die volk Israel nie. Hulle is met ander woorde vyande van God. Jy sien, hulle was nie maar net mense van 'n ander volk nie. Dit is nou nie maar net die bloubulle en cheetahs nie. Dit was hier vyande van God. Hulle was meer as Filistyne, onbesnedenis. Hulle was die vyand wat met die lewende God en sy gebod niks te doen wou gehad het nie. Geen kompromie moes met hulle gemaak word nie. Hulle sien die vyand vir wie en wat hulle is en hy kon hulle duidelik identifiseer en weet, daai is die vyand. Dis hoe die vyand lyk. As daar 'n probleem is wanneer die kerk van die Here Jesus Christus in 'n noodtoestand verkeer, dan is dit wanneer ons nie meer die vyande van God kan raak sien nie. Baie keer dan raak ons so besig met mekaar, ons bliklei so met mekaar, dat ons nie die vyand van God kan raak sien nie. Maar die wortel van die probleem lê daarin dat kinders van die Here nie altyd meer weet, wie is die vyand en hoe opereer hy nie. Maar die woord van God leer ons wie is die vyand. Die woord van God leer ons dat ons met die liste en planne van die duiwel nie onbekend is nie. As u nou wil begin om net 'n studie daarvan te maak, dan kan u nou begin by Efesiërs hoofstuk 6. Maar daarom in 'n tyd van hierdie, in 'n tyd waarin ons lewe, liewe broer en suster, is dit nodig dat ons die begrip sal hê van wie is ons vyand en dat ons uit die woord van die Here ons vyand sal kan eien.
Die woord kind van God het 3 vyande. Ek wonder of u weet wie dit is. Wie wil vir my sê, wie is die 3 vyande van die kind van God? Nico, jy mag nie sê nie. Enige iemand vir my sê. Noem 1. Skus? Die duiwel is 1. Dis die een vyand. Wie is die ander vyand? Iemand gesê die wêreld. Ek weet nie, ek het nie mooi gehoor nie, maar die wêreld is die tweede vyand. En die derde vyand is Wena. Ek self. Vlees. Die duiwel, die wêreld en die vlees. Dis die 3 vyande van die kind van God. En onkunde op hierdie gebied veroorsaak dat kinders van die Here baie kompromie aangaan en kompromieë aangaan. En hoe sien God dit raak? Hy sê vir die Nuwe Testamentiese kerk se kinders, Jakobus 4 vers 4, hy noem hulle egbreekers en egbreeksters. Weet julle nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Luister hier, waar staan jy? In watter kamp is jy? Jy kan nie net sê jy's 'n kind van die Here en jy doen maar die dinge van die wêreld. Jy maak maar kompromie met die vyand nie. Die groot nood in die kerk van die Here Jesus wat menigte mense lam lê is juis hierdie probleem. En liewe broer en suster, ons moet eintlik wegkom van die ding dat die dominee heeltyd vir ons moet sê, waar is die vyand en wat is sonde en wat is nie sonde nie. Ons het die Heilige Gees ontvang. Ons moet ons in die woord van God ingrawe. Ons moet weet wie is die vyand. Maar ons begin gewoond raak, dat God maar op die een kant geskei word deur die wêreld. Ons begin gewoond raak dat daar met God in sy saak gespot word. Ag, is maar gewoonte. Ons begin gewoond raak en ons keer ons koppe van die goed af. Ons druk ons kop in die sand en as ons, if you can't beat them, join them. Ons word al so gewoond geraak. En die nood word al hoe groter wanneer kinders van die Here so saam met die wêreld begin beweeg. Dan raak hier nood intens. En raak ons eintlik self maar so verswak deur die dinge van die wêreld dat ons maar ook so Saul en sy manskappe eerder onder die granaatboom in die koelte gaan sit het as om op te tree. Nee, mag die Here manne en vroue, seuns en dogters vind wat nie kompromie maak met die duiwel, die wêreld en self nie. Die vyand sal kan identifiseer soos die woord ons leer. Dit is wat ons nodig het in 'n tyd van nood om te weet wie is my vyand. Bring ons by die volgende. Jonathan se optrede in die tyd van nood. In hierdie tyd het Jonathan op die Here vertrou. Te midde, of jy kan sê ten spyte van die omstandighede. Ek het dit nou al reeds vir u genoem in vers 6, sê hy vir sy dienaar, miskien sal die Here vir ons optree. Laat ons gaan, miskien, nou hierdie woord miskien is eintlik verseker, gewis, daar's 'n hoop dat God vir ons sal optree. God sal vir ons optree, hy gaan ons nie so los nie, ons is 'n uitverkore volk. En nou lees ons daar in daai gedeelte, onthou u, dat daar steil rotse was. Die steil rotse aan weerskante het gemaak dat 'n bedrewe rotsklimmer alleen hierdie steiltes kon uitklim. En dit is wat Jonathan begin doen. Hy doen dit vir hande 4 voet, klim hy daai steil rotse uit. En die feit dat hulle min was, net 2. En die vyand baie, en hulle het karige wapens by hulle gehad, in vergelyking van die wat die Filistyne gehad het. Hierdie goed het nie by Jonathan verbygegaan nie. Jonathan was nie dom as strand of onnosel nie. En daarom werk hy met die Here 'n plan uit. Hy werk met die Here 'n doel uit, 'n strategie. Onthou jy, ons het dit ook gelees. As hulle vir ons so sê, sal ons dit doen. As hulle so sê, sal ons dit doen. Maar Jonathan was vol vertroue dat die Here God van die hemel, die Almagtige, aan Israel die oorwinning sal gee. Met God aan hulle kant, kan selfs hulle 2
die oorwinning behaal, al tel alles teen hulle. Vir Jonatan was dit 'n uitgemaakte saak. Indien die Here God met hulle tweeetjies was, sou hulle die oorwinning bewerk. Geliefdes, as daar een persoon is wat beter as u en ek die volle impak, die verskriklikheid en die intensiteit van die nood waarin ons verkeer verstaan, dan is dit die Here God, die Almagtige in die hemel. En hy soek iemand. Al staan jy alleen, wat nie die nood raak sien nie. Of kom ek sê, wat nie net die nood raak sien nie, maar ook die Almagtige God raak sien, wat in staat is om binne 'n verskriklike werklikheid, onder leiding van die Here, planne te beraam om 'n slag vir God se saak te slaan. My liewe broer en suster, ons moet die werklikheid en die nood rondom ons raak sien. En dan moet ons na God vlug om te hoor wat wil hy hê ons moet doen. Ons kan nie wag dat die vyand minder word nie. Sê vir my, van 1994 tot nou, het dinge verbeter? Nee, dit het vererger. Gaan die vyand minder word? Nee, hulle gaan nie minder word nie. Ons sal tot by die wederkoms van die Here Jesus vrugteloos wag onder die granaatboom. Dink u, die vyand waarmee u en ek te doen het, is te swak vir die Here God? God leer ons in sy wil dat dit vir ons nie die bestem is, dat ons in hierdie noodtoestand moet leef en gebuk gaan onder hierdie noodtoestand in ons land nie. Ons moet vooruit gaan. En die Here kan dinge verander. Die Here kan dinge in u familie verander, in u dorp, in die land. Die Here kan dinge handomkeer verander. Die vraag is of ons hom sal vertrou om dit te doen. God soek 'n man en 'n vrou, 'n seun en 'n dogter, wat aan hom die geleentheid in hulle lewe sal gee om sy wonderwerkende, oorwinnende krag te openbaar in 'n wêreld in nood. God roep jou. Dit bring ons by die volgende. Jonatan het in 'n tyd van nood met onverskrokke dapperheid opgetree. Vers 13. En Jonatan het op sy hande en voete uitgeklim en sy wapendraer agter hom aan, en hulle het voor Jonatan geval terwyl sy wapendraer agter hom aan van kant maak. Hier vind ons 'n merkwaardige dapper aanval van 2 manne teen 'n oorweldigende meerderheid. 2 teen 20, 1 teen 10. Jonatan klim nie net die rots vernuftig uit nie, maar terwyl hy besig is om dit te doen, rig hy 'n slagting aan, 'n vinnige, dodelike aanval. Hy het besef hierdie optrede kon sy lewe kos, maar hy het sy lewe daarvoor gegee, want hy was dapper gewees. Maar Jonatan het ook geweet, God is aan sy kant. Die geheim van geestelike sukses in u en my lewe ten spyte van nood, of in tye van nood, lê daarin dat ons ernstig daarna moet soek. Ons beywer om instrumente in God se hand te wees. Hier is ek, Here. Wat wil u hê moet ek doen? Here, ek kom meld aan. Hoe wil u my gebruik? Ons moet onsself aan God kan oorgee, sodat hy ons kan gebruik soos hy wil. Ook nie ons eie idees nie. Ons moet aan hom oorgee. Hy moet in en deur ons reg kry en bereik wat hy met ons lewens wil doen. Die Here soek iemand wat in 'n tyd van nood sy lewe op die spel sal plaas vir die saak van God. 'n Onverskrokke instrument in die hand van die lewende almagtige God, sodat God se wil kan geskied hier op aarde. Hoe geskied God se wil hier op aarde? Deur ons, wat onsself tot sy beskikking stel.
Hy kies nie engele uit nie, hy kies ons as mense uit. Hy wil ons gebruik as die soldate in sy leermag. Voorwaarts, Christenstryders. My liewe broer en suster, die nood rondom ons is te groot om in die spilonke van die wêreld verder weg te kruip. Ons moet voorwaarts, die oë op geen ander plek as in die geloof op ons leidsman en ons volëinder Jesus Christus nie. Ons moet opstaan van onder die granaatboom, van die koelte van die granaatboom af. Ons moet met onverskrokke dapperheid sê, kom ek om, dan kom ek om. Maak nie saak hoe swaar die taak op hande is nie. En dit word al swaarder, dit word al hoe moeiliker, maar om deur moeilikhede, deur stryd en deur vervolging te doen, wat gedoen moet word om God se eer te herstel. Die teenwoordigheid van die vyand moet ons nie buite aksie stel nie. Nee. Die teenwoordigheid van die vyand behoort ons moed en ons dapperheid te verhoog en te verskerp. Hoe groter die gevaar, hoe dapperder die soldate van Jesus Christus. Binne 'n hopelose situasie. Maar Jonathan in die laaste plek, sy optrede lei tot goddelike ingryping. God sal ons nie alleen los nie. Daai waarborg gee ek vir u vandag. So was dit in die geval met Jonathan. En ons lees toe hy begin het, vers 15, wat het toe gebeur? Toe neem God oor. Toe kom daar 'n skrik in die laar, in die veld en onder al die manskappe, die wagpos en die roofkommando, hulle het ook geskrik. Ja, die land het gebewe sodat dit 'n skrik van God geword het. Jonathan se optrede het uitgeloop op God se ingryping. Ons lees in vers 16 dat daar 'n verwarring onder die Filistyne gekom het en daar word hierdie uitdrukking gebruik dat hulle verward heen en weer gegolf het. Dis 'n metafoor vir totale verwarring, totale paniek. Ons sê mos God het dit al vir ons volk ook eenmaal gedoen, iewers in die verlede. Onthou julle nog? Daar by die 16de Desember rond. Ons sê mos so. Die swaard van die een Filistyn, sê vers 20, was teen die swaard van die ander Filistyn. Hulle het sommer mekaar begin aanval, vers 20. Vers 20 sê ek dat Saul en die manskappe dit gehoor en hulle het by die geveg aangesluit. Vers 21 sê daar het verdere versterking gekom deur die Hebreërs wat oorgeloop het na die kamp van die vyand. Hulle het toe nou weer teruggedraai hier na die Jode toe. Nog versterkings het gekom toe die soldate soos mure uit die grotte begin uitkruip het. Waar hulle weggekruip het, het hulle uitgekom, vers 22. En uiteindelik kan dan net tot een konklusie, tot een gevolgtrekking gekom word, vers 23. En die Here het Israel op die dag verlos. Die hoop, die geloof in die optrede van Jonathan het 'n wonderlike beloning gehad, selfs groter dink ek as wat Jonathan ooit kon bid, droom of dink. Dit was nie Jonathan se projek hierdie gewees nie. Dit was die plan, dit was die doel, dit was die wil van die Here, maar Jonathan was gewillig om dapper op te tree. As jy vir God se saak iets wil beteken, begin. Neem aksie. Kom onder die granaatboom se skaduwee uit. Klim die spits van die tyd waarin ons lewe, of is dit hierdie diep dal en hierdie groot donker gat waarin ons lewe. Klim hom uit. Jy sal nie verlang alleen wees nie. God sal wonderbaarlik ingryp en die oorwinning behaal. Die aarde en die hel sal bewe. Maar jy moet begin. Here Jesus sê vir ons, sê vir sy gemeente, gee vir sy laaste woorde, Matteus 28 vers 20, en kyk, ek is met julle
tot aan die volëinding van die wêreld. Wie weet of God jou wil gebruik, en hoe groot God u wil gebruik, daar by die werk, by die skool, dalk by die universiteit. Dalk om mense, sondaars by hom uit te bring, teruggevallenes terug te bring, en op 'n manier wat jy nie besef nie, sal hy dit gebruik om totale verwarring in die kamp van die vyand te saai. God kan, en God sal, groot dinge bereik, wanneer 'n kind van die Here in die naam van die Here in gehoorsaamheid aan God begin optree. As ons luister na die stem van die Here en doen wat hy van ons verwag, sal ons verbaas staan. Ons sal terugstaan oor die geweldige effek wat dit in die wêreld het. Want dit sal nie ons wees, u en ek wat die oorwinning behaal nie, maar God wat ons gebruik en in staat stel, terwyl hy selfs ook sal ingryp. Liewe en suster, ek sluit af. Ons het vanoggend deur die optrede van Jonathan in 'n tyd van nood geleer, dat ons in hierdie tyd waarin u en ek leef, nou moet ophou. Dis nou tyd om op te hou, om verward rond te kyk, mekaar te probeer wag, maar dat ons inisiatief sal neem om gehoorsaam aan God op te tree. Ons moet die vyand sien vir wie hy is, naamlik hy is 'n vyand van God. En daardie vyand is verantwoordelik vir die noodtoestand. Daarom moet ons optree. Al lyk die omstandighede hoe donker, en al voel ons die toestand is buite ons beheer, moet ons besef dat niks en niemand te groot is vir God nie. Ons moet met dapperheid aksie neem, en na 'n paar tree in die regte rigting, sal ons agterkom, maar God het hierdie geveg kom oorneem, en Jesus lei ons tot oorwinning. Ek dink elkeen van ons besef die geweldige nood waarin ons verkeer, maar weet u wat is ernstiger as daardie nood? Die idee dat u niks daaraan doen nie. Die Here roep u, die Here verwag dat u sal opstaan uit 'n toestand van valse gerusheid, of dalk selfs moedeloosheid. Het lyk of die vyand die oorhand kry. Hy wil u gebruik om op te tree, soos wat hy vir Jonathan gebruik het. Wil u nie kom aanmeld nie? Wil u nie kom aanmeld nie? Maar liewe broer en suster, hy die leerowerste van die hemel roep u, omdat hy u wil en u kan gebruik. Seuns, dogters, jong mense, ouer mense. Almal kan nie dieselfde doen nie. Maar God weet elkeen van julle roep hy vanoggend. Want die nood is so groot. Miskien word jy geroep tot voltydse diens. Miskien moet jy kweekskool toe gaan en jy skop teen die prikkels. Genoeg nou, jy moet nou kom, hoor. Dit beteken dat jy sal klaar kry met 'n lewe van eie belang, sonde, en God vra vanoggend opnuut weer jou hele lewe, kos wat wil, sodat hy jou kan gebruik. Kom na hom toe, na Jesus toe, sodat hy die nodige herstelwerk eers in jou lewe kan doen. Jy weet waar jy moet regmaak. En dan, dat jy kan optree soos 'n Jonathan in 'n tyd van nood. Jonathan het aan sy wapendraer gesê, kom ons gaan oor. Liewe gemeente van Brits, kom ons gaan oor. Kom ons gaan oor. Amen. Sit so en buig ons die hoofde in gebed. Ons aanbid u omdat u, o Here, die Almagtige is.
Vergewe ons dat ons net kerm en kla oor die noodtoestand. En eintlik terwyl ons met die oplossing sit, terwyl ons met die skat van God sit, terwyl ons met die bevrydende evangelie waarheid sit, dat ons word net soos die wêreld rondom ons. Jy sien vanoggend 'n hart raak wat sê, Here, ek wil uit hierdie noodtoestand, uit my eie noodtoestand, uit my eie mismoedigheid uitkom, en ek wil vir God se saak iets beteken, want U het my geroep. En dankie vir die werking van die Heilige Gees in so 'n hart en lewe. Dankie vir die werking van die Heilige Gees in hierdie gehoor, dat U manne en vroue, seuns en dogters opwek, dat U hulle oproep, deur die werking van die Gees, gaan die stem nou na hulle toe uit. U roep hulle om te kom werk, te kom aanmeld vir die saak van God. En dankie Here dat U van hier uit, van hierdie gemeente af uit, U werk kom doen. En ons vertrou U. Ons vertrou onsself nie, maar ons vertrou U. En ons wil kom aanmeld by U, die opperbevelvoerder, Jesus Christus, ons leidsman, ons volëinder van ons geloof. Ons eer U. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons sluit af met gesang 258, net die eerste vers. Waak Christen, staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. Gedra jou manlik, sterk en moedig. Dis nie tyd vir sissies in die kerk van die Here nie. God wil jou versterk, steeds toegewy aan God se werk. Kom ons sing dit, ons bemoedig mekaar, ons moedig mekaar aan met hierdie lied ten slotte. Ontvang die seën van die Here, liewe broer en suster, en gaan in vrede. As die Here wil, sien ek u vanaand weer. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die terende opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van u. Amen.